Hallo mense, is Appels hierso. Ja, ek was besig. Die rede hoekom ek hierdie recording maak is om vir julle ouens te vertel ek het baie positiewe sowel as 'n geleentheid vir konservatiewe regdenkende mense om betrokke te raak. Nou, myself, en ek is trots om te sê, Rian Turk, het nou al van 'n geruime tyd met 'n hele paar ander rolspelers dinge deurgetrap. En ons het gekyk na al die goede daar buite, wat dit moontlik maak vir mense om 'n manier te kry uit hierdie muurnes uit. En ja, exciting times. Ons het 'n projek wat ons besig is mee om die regdenkendes bymekaar te kry op 'n oordentlike stuk grond. Ons het 'n hele paar plase waarna ons kyk wat ons al reeds met die eienaars ooreenkomste aangegaan het tot 'n mate. En dit is nou die wil van die mense daar buite. Terselfdertyd het ons gegaan, ons het na argitekte gaan kyk, ons het vir hulle gesê, right, ons soek 2 praktiese ontwerpe, wat vir ons 'n maksimum kan gee teen die minimum bekostigbare koste, maar wat vir ons die moeite werd gaan wees vir ons mense om aan te koop. Waar ons dan basies kollektiewe eenhede kan neersit op die plase, op 'n 1 hektar plotgrootte, en jou verskil in jou 2 huise is, die een is 203 vierkante square en die ander ene is 243 vierkante square. Maar is almal 3 slaapkamer, 2 badkamer, ooplan, maar die enetjie het net 'n enkel badkamer en 'n dubbel enkel garage en 'n dubbel garage. Natuurlik gaan balkinfrastruktuur gedoen moet word. Natuurlik gaan ons kyk na ons autonome kragverwerking. Want mense, ek is eerlik met jou, ek wil R10.000 uit jou budget uit vir jou teruggee. As jy nie hoef te betaal vir krag vir die res van jou lewe nie. Jou kinders na jou. Hulle kinders na hulle. Is hierdie absoluut waarna ons kyk. Inteendeel, aan die ander kant, die plase moet groot genoeg wees om die gemeenskap te kan akkommodeer vir hulle behoeftes. So as jy na my toe kom en sê, hoorie Piet, my 1 hektar is te klein en ek het 20 hektar nodig vir mielies, of ek het 20 hektar nodig vir tomaties, of vir blaarslaai, of whatever. As dit nie inmeng by die plaas se operasionele gedeelte en produserings of produksielyne nie, dan akkommodeer ek jou. Dan gee ek vir jou 20 hektar. Dan gaan plant jy jou produk. Dan verkoop jy jou produk. En om makliker te maak, ons verkoop dit deur die plaas. Jy gee my jou prys. Ons sit ons belastingsgedeelte by, om dit te kan akkommodeer, want ons moet tax betaal. Maar jou inkomste is jou inkomste. Dit word deur die administratiewe gedeelte gehanteer. Ons werk onder 'n label. Jy neem jou mense in diens wat jy wil in diens neem uit die gemeenskap uit, op die plaas. Of julle werk saam as 'n groep, 3-4 manne wat weet, hulle doen dit, hulle hanteer dit alles saam en hulle split die wins. Jy weet waarvan ek praat. Nou is er baie plek vir mense op baie gedeeltes, want ons het die plaas geïdentifiseer in areas waar daar groot landbougronde is, en daar's groot nood vir die volgende tipe mense. 'n veearts, 'n dokter,
onderwysers, paramedics, verpleegsters. Omrede daai areas wat ons identifiseer en wat ons op taak het, basies survive op toerisme, is dit 'n massiewe geleentheid vir mense wat 'n mindshift het of wat in die rigting van toerisme wil inbetrokke raak. Om dit te doen. Jy kom praat net met ons op die plaas en sê, right, luister, Rian, Pieter, ek wil graag weet, kan ek 'n gedeelte van die plaas kry vir ekotourisme? Ek wil 'n 9-puitjie golfbaan hier bou. Ek wil mense op staproetes vat. Kom ons kyk na die topografie. Waar is die eensetting daarvan? Bil, mevrou, met respek, dan sê ek vir jou, kom ons gaan kyk. Ons gee daai gedeelte vir jou, jy hanteer daai gedeelte van jou. Jou inkomste is jou inkomste. Maar jy bemark hom as 'n identiteit onder die plaas. As ons nie na mekaar gaan begin kyk, gaan niemand na ons kyk nie. Dis 'n feit. Nou, Rian is die bean counter in die groepering. Ek is die praktiese man in die storie. En glo vir my, daai man het my geroskam van kant tot kant. Ons het die ding teergetrap van kant tot kant. Ek gaan nie nou hier so sit en 'n video maak van 20-30 minute en vir alles verduidelik nie. On 'n one-on-one is dit makliker om dit vir julle te verduidelik. As jy belangstel, gaan ons probeer om op die VKS kanaal 'n gesprek te voer. Want regtig, vir my sit nou al 4 jaar saam met die VKS. En elke jaar vir jaar my datum wat ek lidmaatskap geword het van die VKS. En dit is nog steeds waar ons is. Vir my, as is verbrande hout. Wanneer die geld, wat se geld? Wie? Ons moet self doen. Ons moet reg doen. Die wette is daar vir ons om te gebruik. Hulle like dit nie, maar hulle moet dit aanvaar. Dis al manier, mense. Konservatiewe, regdenkende, fundamentele mense is wat ek met die grootste oop hande op hierdie plase sal ontvang. 'n Familie-eenheid. 'n Vader, moeder en kindersfiguur. Die liewe Vader het gemaak Adam en Eva. Hy het nie gemaak Adam en Abel nie. As julle verstaan wat ek probeer sê. So, dis die bottom line. Konservatiewe, regdenkende familiemense is wat ek op hierdie plaas sal verwelkom, ek en Rian. En, om het nog makliker te maak, as ons totale inkope kan kry op ons pakketstelsels, die jong manne wat daar by die huis sit, wie se vader of moeder besluit het om die pakket in te koop, en hy is oor 18. Wel, jy kan jou pa se huis kom bou, maar jy gaan ook die ander 149 huise bou. Jy gaan kom bly in 'n bungalow. Soos in die army. Jy gaan jou tent, jou bed hê, jou matras, jou kussing, jou kas. Jy bring jou slapsak en jou Bybel. Bietjie klere. Ek sal vir jou die PPE klere gee. Ek sal jou salaris ook gee. Ek sal vir jou 3 etes 'n dag ook gee. Ek sal vir jou 7 dae elke 3 maande gee om huis toe te gaan. Maar moenie met jou drugs hier aankom nie. Moenie met jou kansvattery hier aankom nie. En as jy die pad gaan loop saam met my vir die hele projek, en jy wil verder gaan, dan sal die plaas sy hande uitsteek om jou te help. Deur online te swat. Jy bring vir ons die prestasies,
en ons hanteer jou verder. Ek dink julle almal is groot genoeg om besef wat ek probeer sê. Ons sal vir julle laat weet, deur die aanbieder van die VKS-kanaal groepering waar ons 'n free chat het, wanneer ons hierdie gesprek gaan hê. Maar baie dankie. Ons waardeer.